So dan nou 'n bietjie meer nie kom uithelp dan. Ons gaan begin met sing onder mekaar lied ere aan God. En terwyl ons dit sing, gaan ek die kers aansteek. Ek wil dit net verduidelik. Ek is baie lief vir simbole. En vir sulke goed soos kers wat brand en so. Want 'n kers wat brand is 'n simbool van God se teenwoordigheid. Daai lig, so ons doen dit spesifiek so. So kom ons staan en sing ons ere aan God, dan bly julle staan tot ek se julle kan lees. Ekskuus, dit is... ja, dis 12, nommer 12. Ons het besluit, ons gaan nie 3 boekies vir julle gelyk gee nie, so ons gaan alles net in die 1 boekie. Ek sal altyd probeer om my rooi of groen of blou te bly. Ja. Luister wat die Here vir ons wil sê. Let op en sien wat die Here vir ons wil wys. 'n Nuwe lewe, 'n nuwe wêreld, 'n alternatiewe koninkryk met 'n alternatiewe manier van leef. 'n Wêreld vry van die begeerte om altyd meer en meer te wil hê. 'n Wêreld vry van selfsug en haat en 'n wêreld van liefde en omgee. Hoor die uitnodiging wat deur die eeue weer klink. Omhels die weg van Christus en ontdek ware vryheid. Omhels die weg van Christus en ontdek ware wysheid. Omhels die weg van Christus en kies die lewe. Ons sing onder mekaar 35, O Heer my God. Ons gaan die eerste 2 verse sing en dan gaan ek julle groet en dan gaan ons die ander 2 verse sing. Dit is net 'n bietjie lank is, mens maar alles in mekaar sing. Ons gaan al 4 verse sing. Die zon in
gemeente Houtbosdorp, geliefde van die Vader, genade en vrede vir elkeen van julle wat aan hom behoort. Met hierdie woorde groet hy ons. Amen. Amen. So die volgende 2 verse, selfe lied. Seer word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig sy koningsheerskappy. Hy maak weer reg wat sonde hier geskend het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik U grootste naam. U maak ons deel van al U grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat U uit mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke. Maak U volkome niet U eiendom. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik U grootste naam. Julle kan sit. Volgende lied gaan ons ook by sit en julle kan so lig oopmaak, so lig oopmaak. Genade onbeskryf groot sin onder mekaar 14. 14, daar is hy. Alle julle, welkom. Kom ons verootmoedig ons voor Here met die volgende woorde. Here, met ootmoed bely ons dat ons U nie altyd volledig lief het nie. Soms het ons nie slegs met ons monde lief en nie ook met ons verstand nie. Ander keer het ons U lief met ons verstand, maar nie ook met ons hart nie. Soms moet ons eerlik erken, ons weet nie eens hoe om U lief te hê nie. Ons versuim om U te onthou wanneer ons die kompleksiteite van die lewe aanpak. Here Jesus, ons bely dat ons nie altyd ons naaste lief het soos onsself nie. Ons bely dat ons soms onsself nie lief genoeg het nie en dikwels verwoesting teen onsself saai. Ander kere het ons onsself weer te lief, terwyl ander aan ons liefde moet ontbeer. Teens van God, ons moet eerlik sê, dat ons soms die begeleiding na die goeie teenstaan terwille van die kwaad. Dat ons die stem hoor en tog in 'n ander rigting uitwyk. Wanneer U ons begelei om die waarheid te spreek, vrees ons vir ons eie posisie. Wanneer U ons rig op paaie van geregtigheid, dan huiwer ons om daarop te loop. Here, wees ons genadig en rig ons voete op die pad van die liefde. Amen. 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 Genade onbeskryf. Kom bly sit net so, in die gees van die verootmoediging self. Voor
dat hy eredienste hier wil begin, toe sê my, jy moet dieselfde eredienste wat jy by Krimmentarta hier kom hou. Ek het niks afgewater nie. Trouwens, ek het so ietsie bygesit. Want ons het sendinge gehad wat vanoggend by ons gekuier het, en ek moes hulle kans gee om hulle dan aan die einde van die diens te doen. So ek het nie vir die bruggendeel het ek nou bygesit wat ons nou so pas gedoen het. En omdat ons vanoggend ons sendinge gehad het, het ek die volgende met die kinders gedeel. Ek gaan dit maar deel, want dit is 'n mooi verhaal, ek het so 'n klein bietjie verander. Dit was die verhaal van 'n sendeling wat een keer na 'n ver land toe gestuur is. En hy wou die goeie nuus van die evangelie aan mense gaan bring. Maar die president van daai land was ongelowig. En hy het gesê, jy kan kom, maar jy mag glad nie oor Jesus praat nie, jy mag glad nie oor God praat nie. En vir 10 jaar het hy daar gewoon. En hy het baie gedoen om mense op te lig, hy was goed vir hulle, hy het die hongeriges kos gegee, hy het die naaktes geklee, hy het die wat nie onder dak gehad, het nie onder dak voor gesorg, en hy het hulle met eerbied en met respek behandel. En 'n paar jaar nadat hy weg is, toe word daar 'n ander sendeling, hy was 10 jaar daar gewees, toe word daar 'n ander sendeling na dieselfde gebied toe gestuur. Maar intussen is daai president oorlede, en die nuwe president was toe 'n gelowige, en hy het gesê, jy kan kom, en jy kan die evangelie aan die mense hier bring. En toe het hy dit gedoen, en toe hy die mense van Jesus begin vertel, toe sê hulle van ons ken hom. Hy het 10 jaar by ons gebly. So daai iets van ons voorbeeld, nê. En ek het er nog 'n stukkie bygesit, want ek het 'n stukkie weggevat. Is van 'n groepie swake manne wat een keer op pad huis na 'n seminar in 'n ander stad. En dit was die 24 Desember, en hulle het vir hulle families beloof dat hulle in tyd gaan wees vir ou Kersaand. En om nie laat te wees nie, het hulle gehaas om die vlug te haal wat hulle betyds by die huis sou uitbring. Op pad na die lughawe toe staan een van hulle per ongeluk 'n appelverkoper se tafeltjie om, en daar's die appels die hele wêreld vol, en almal gaan verby en hardloop, maar die sakeman wat heel agter is, hy bly staan, of hy gaan staan, en hy help hierdie appelverkopertjie om die appels met mekaar te maak, of die appels wat hy kon sien. En toe haal hy R200 uit sy sak uit, en hy gee dit vir die appelverkoper, as daar van die appels is wat hy dalk nou gemis het. En toe hy die R200 in sy sak stop, of in sy hand stop, toe sien hy, maar die verkopertjie is blind. En net voordat hy omhaas, om nie sy vlug te verpas nie, toe sê die verkopertjie vir hom, meneer, is jy miskien Jesus? En hy sê vir weke kon hy die vraag nie uit sy kop uit kry nie, meneer, is jy miskien Jesus? En toe dink hy, hoe kan dit wees, dat so 'n klein daad, so 'n onbenullige daad, vir hierdie appelverkoper soveel beteken? En dis wat ons moet doen. Ons moet vir ander Jesus wees. Mense moet in ons iets van Jesus sien, en dis wat dit beteken om beeld van God te wees, of om hom te verheerlik. Voordat ons gaan saam lees, kom ons bid. Here, U het opnuut 'n begeerte aan ons in U hart geskep, in ons harte geskep. Here, daardie leemte wat U in ons harte geskep het, kan net U volmaak. Here, daarom bid ons nou dat U ons sal leegmaak van onsself, en dat U ons sal volmaak van U. Here, groei in ons soos 'n reuse boom, soos 'n krummetaart. In die naam van Jesus. Amen. Ek het in baie van my gebede het ek die woord krummetaart, want ons is krummetaart en ons het 'n krummetaart geplant, en dis my sommer net 'n mooi metafoor, mag God in ons groei en so groot krummetaart word. Ek gaan vir ons lees uit 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 16. Wat my betref, broers, susters, toe ek na julle toe gekom het ek nie gekom om met verhewe woorde of wysheid God se geheimenis aan julle te verkondig nie. Ek het besluit om by julle van niks anders te weet nie as van Christus en hom as gekruisigde. Daarby het ek in swakheid na julle toe gekom, vol vrees en bewering. My lering en my verkondiging het nie berus op oorredende woorde van wysheid nie, maar op bewyse van gees en van krag, sodat julle geloof nie op die wysheid van mense berus nie, maar op die krag van God. Vir diegene wat volwasse is in geloof, is wat ons sê wel wysheid.
Nie die wysheid van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers nie. Hulle gaan in elk geval tot niet. Ons praat egter van God se wysheid wat in 'n misterie gehul is. Die ou vertaling het gesê geheimenis, maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het. En wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle het, sou hulle nie die Here van heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskryf staan, wat die oog nie sien nie, die oor nie gehoor het en die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God voorberei vir diegene wat hom liefhet. Maar aan ons het God dit deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Want watter mens ken die dieptes van 'n mens, behalwe sy eie Gees in hom? Ek het dit op hierdie een, want dit is die Bybelse skrif. Net so ken niemand die dieptes van God nie, behalwe die Gees van God. Ons het tog nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Ons praat ook oor hierdie dinge, nie met woorde wat menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer, terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel. Maar 'n nie geestelike mens aanvaar nie wat van die Gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid en hy kan nie dit begryp nie, omdat dit slegs geestelik beoordeel kan word. Die geestelike mens beoordeel egter alle dinge, hoewel hy self deur niemand beoordeel word nie. Want wie die gedagte van die Here geken het, ek wil net hier oor begin, want wie het die gedagte van die Here geken, om vir hom te kan voorskryf. Wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. Hier wil ek nou net oor gaan na hierdie dokument toe dat ek het 'n prof gehad, terwyl Paulus so sê dat hy voor die gemeente in Korinthe verskyn met vrees en bewering. En ons het 'n prof gehad wat gesê het, meneer, die dag as jy nie meer bang is as jy by 'n kansel opklim of by 'n kateder gaan staan en moet jy ophou. Dit is hierdie ongelooflike voorreg om die woord van die Here oor 'n mens se lippe te neem en te sê, so sê die Here, Here. Ek ken my sille, ek het 'n boeta wat in die week 70 word, en ek het 'n sus wat in Pietermaritzburg bly. En ons het die voorreg gehad om by gelowige ouers groot te word. Ons ouers was Christene en hulle was kerklik baie betrokke. Baie mense het nie die voorreg nie. En ek is nog gedoop deur Dominee Snyders daardie tyd in Pietermaritzburg. En vroeg in my lewe het God my gemerk as sy eiendom. Dis wat die doop beteken. Vandat ek my begrip ontwikkel het ek geweet, God is my Vader en ek is sy kind. Soms 'n ongehoorsame kind, maar altyd 'n kind. Iemand het jou vir my gevra of ek 'n datum het, dus sê ek ja, ek kan dit nie mooi onthou nie, maar ek weet dit was 'n Vrydagoggend, so om en by 9 uur, op 'n koppie, net buite Jerusalem. In hierdie week worstel ek met hierdie teks. In my worsteling maal daar 'n klomp gedagtes deur my kop. En ek sê vir myself, maar wat as ek nie die voorreg gehad het om by Christelike ouers groot te word nie? Sê maar nou net my ouers was onverskillig of ongelowig. Sê maar nou net hulle was Hindoes of ateïste. Sê maar ek het nog nooit van God en van Jesus gehoor nie en iemand konfronteer my met die kruisiging. Wat sou deur my kop gaan? Moontlik sou ek dink, watter goeie Vader, watter Vader vol liefde kan so iets aan sy kind doen? Sou ek miskien soos die Jode gedink het, watter skande. Hulle het gesê die kruis is skandalig, dit is 'n skande. Hulle het gesê die koning kan nie aan die kruis hang nie, hy is nie ons koning nie. Die Grieke in die gemeente van Korinthe het gedink, watter geklikheid, watter dwaasheid is die kruis. En die Jode het gestruikel oor die kruis, want kruisigings was skandes, dit was vir verraaiers, dit was vir moordenaars, dit was vir slawe. Kruisigings was om die samelewing van daai tyd te bevry van die skuim van die aarde.
Die Jode het 'n koning verwag uit die geslag van Dawid, 'n militêre kragman, 'n koning op 'n troon, iemand wat hulle van die Romeinse oorheersing sou bevry en met mag sou heers. Bo aan die kruis het daar 'n bordjie gehang, die koning van die Jode. Die Jode het gesê, dis nie ons koning nie. Ons koning hang nie aan die kruis nie. Die Grieke was weer alom bekend vir hulle wysheid. Hulle het allerhande lewenskwessies beredeneer en hulle het lang debatte met mekaar gevoer. Hulle het gefilosofeer oor die sin van die lewe en hulle het so wysheid bekom. Hulle was eintlik die lewensafrigters van daai tyd. Die in Engels praat ons van die life coaches, is dalk die woord dat ons beter ken. Wyses het vir mense die kuns van die lewe geleer. Bekende wyses soos Sokrates, soos Plato, Aristoteles. En Korinthe en Athene, hierdie Korinthe stad, was een van die stede wat bekend was vir die wyses in daai stad. Maar hierdie wysheid was die wysheid van mense en nie die wysheid van God nie. Hierdie wyses was wys, maar hulle was nie ingestel op die golflengte van God se uitsending nie. En dan kom Paulus en trek net so streep deur die wysheid van die wyses. Hy sê God se wysheid blyk anders. Hy sê God se wysheid ontsluit 'n radikale nuwe manier van lewe. Ware wysheid is God se wysheid, nie die wysheid van mense nie. God se wysheid, die teks praat van, dit is mysterieus. Dit is onverklaarbaar, ons kan dit nie begryp as die Heilige Gees ons nie daarvan oortuig nie. Vir die Jode was dit 'n skande, vir die Grieke was dit geklik en dwaas, vir gelowiges was dit goeie nuus van die lewe. As die Gees van God jou en my nie oortuig van die kruis en van die nuwe lewe nie, dan sal ons dit nooit verstaan nie. Maar dit is nie ek wat mense moet oortuig nie. Ek is nie God se advokaat nie. Ek hoef nie God se eer te verdedig nie. Ek hoef mense nie te oortuig van die wysheid van die kruis nie. Jy en ek is God se getuies. En die Bybel sê dit, Paulus sê dit in 1 Korintiërs 3, hy sê, ek Paulus plant, Apollos gooi nat, maar God laat groei. Ek is daar om die saaiwerk te doen, God sal die groeiwerk doen. Paulus kon die gemeente in Korinthe verwar het met 'n klomp diep teologiese argumente, hy kon hulle koppe geduisel het met hogere woorde, ons teks praat amper verhewe van verhewe woorde. Hy kon al hierdie teologiese jargon gebruik het om mense te baffle, soos die Engelse sê, want hy het teologie geswat onder professor Gamaliel, een van die welbekende en gerespekteerde professors van daai tyd. Maar hy kies om die evangelie eenvoudig en verstaanbaar oor te dra, en so vou die Gees van God hierdie verhaal voor hulle oë oop. Die kruis was nie toeval nie. Die kruis het God ook nie onkant betrap nie. Dit was deel van sy plan om sy verlore aardse eiendom terug te koop. En vandag nog is die kruis, as 'n mens 'n kruis dra, as 'n simbool van absolute onvoorwaardelike liefde. 'n Liefde wat God sy seun kos, maar dit is wat liefde doen. En liefde wen altyd. Dis eintlik maar in ons as Christene se konstitusie is daar net een woord en is die woord liefde. En dit is die wysheid van die kruis. Die liefde van die kruis. En hierdie kruisliefde is nie eksklusief nie. Dit sluit niemand uit nie. Die God van die Jode is ook die God van die Grieke, die God van die Romeine, die God van die Afrikaner, die God van die Sepedi, die God van die Brit en die God van die Arabier. Die kruis, skandalig, geklik, dwaas. Maar in God se plan moes daar 'n kruis wees om die geskiedenis weer rigting te gee. Ek wil amper sê om dit weer op spoor te kry, want die wêreld het ontspoor. En hierdie kruisplan van God ontsluit 'n nuwe skepping, 'n nuwe wêreld breek in 'n ou wêreld in. God se kruisplan ontsluit hoop in 'n wêreld vol wanhoop. Ontsluit lig in 'n wêreld vol donker. Die alles veranderende datum. Die wysheid van die kruis was die begin van God se groot oorbegin. Toe Jesus aan die kruis gesê het, daai woorde is vir my van al Jesus se woorde, is dit vir my die mooiste van almal. Dit is volbring. Dit is gedoen. Dit is afgehandel.
Ek kan vir julle klomp oor die Grieks daarvan, maar ek gaan nie nou nie, anders dan gaan ek nou my plek verloor. Almal moet hoor, daar's 'n alternatief vir die lewe. God se wysheid, God se kruiswysheid. Die wêreld hou vas aan die wêreld se wysheid, maar as ek so kyk na die wêreld se wysheid, dit werk nie. Kyk hoe gaan dit? Gaan dit ons wêreld oor? Geen wonder dat Paulus in sy tyd al die wysheid van die wêreld dwaasheid by God noem. 1 Korintiërs 3 vers 19. Die dwaasheid van die kruis is die wysheid van God. Dit maak nie vir my sin as jy logies daarop dink. Dit is net die Heilige Gees wat ons daarvan kan oortuig. God se wysheid lê op 'n vlak wat mense moeilik verstaan. En ons verstaan dit moeilik omdat dit tot uitdrukking kom in 'n kruis. Die wysheid van God is die wysheid van 'n kroon van dorings, nie 'n kroon van goud en edelstene nie. Die wysheid van God is die wysheid van voete was, nie koppe was nie. Die wysheid van die kruis is 'n wysheid van dien, nie van heers nie. Yes. Ek ken baie leiers, ek het die voorreg om met 'n klomp leiers al kontak gemaak het. En ek het vir daai mense almal die wêreld se respek en agting. En sonder enige uitsondering is daar iets wat hulle almal met mekaar deel. Hulle is almal in die eerste plek volgers. Dis mense wat Jesus volg. Paulus sê dat hy is een van die grootste leiers van die tyd, hy is verantwoordelik vir die grootste deel van die Nuwe Testament. Paulus het gesê, hy sê nie, julle moet lei soos ek lei nie, L-E-I, nie lei met lang nie. Hy sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. 1 Korintiërs 11. Paulus was in die eerste plek 'n volger, en toe 'n leier. Die wysheid van die wêreld is 'n wysheid waar jy self in die middel staan, selfhandhawing, selfgenoegsaamheid, selfbelang, selfsug, selfgelding, selfverryking, die self, ek, jy, myne. Die wysheid van die wêreld is dwaasheid by God, en ek sê dit weer, die wysheid van die wêreld werk nie. Kyk hoe lyk ons wêreld. Ja. Die God se wysheid begryp, en dit die kompas vir hulle lewens maak. Hulle begin met hulle lewens, die wêreld verander. Dan kyk maar. God se kruiswysheid wat wêreldwysheid op sy kop keer. God se kruiswysheid wat die geheim van die lewe oopsluit. Die wysheid, God se wysheid wat sê, die lewe werk eintlik net mooi andersom. In Matteus sê Jesus dit, hy sê, hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. En dan hierdie woorde wat vir die wêreld geklik klink. Want hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Geklik. Maar dit is hoe God se wysheid werk. Geklikheid sal die wêreld sê. Die wêreld sê, wys jou mag. Wees sterk. Jesus sê, word 'n slaaf. Filippense 2, julle ken daai teks. Want Christus wat homself ontledig het en 'n slaaf geword het. Die wêreld sê lei, Jesus sê volg. Die wêreld sê handhaaf jouself. Die kruis, Jesus sê kruisig jouself. Die wêreld sê heers, Jesus sê dien. Die wêreld sê versamel, Jesus sê offer. Geklikheid vir die dwaasheid, of vir die wêreld, ons in dwaasheid. Hoe kan daar lewe wees en sterwe aan jouself? Maar dis wat Jesus sê, daar kan ons dit glo. Maar klop. Ontzag vir die Here, sê Spreuke 1 vers 7, is die begin van kennis, wysheid en vermaaning. Net sotte verag dit. En ek en Ilse sit nou die aand op ons stoep en ons gesels, ons vriende gekry. Dit is so 'n mooi woord, 'n sot. Jy sê vir hulle, ons wêreld is vol sotte. Jy sit die televisie aan en jy maak die koerant oop en jy luister die nuus. Dis sot op sot op sot. Ons het nie tekort aan sotte nie. Die boodskap van die kruis is geklik en dwaas vir die wêreld. As iemand my wil volg, moet hy sy kruis opneem. Nie jou wapen nie, jou kruis. En my volg al die pad op teen Golgotha, tot hoop en aan jouself sterf. Dit is die wysheid van die kruis. Dit is baie anders as die wysheid van die wêreld.
vir die wysheid van die wêreld werk nie. Kom ons vra. Hemelse Vader, dit wat vir ons as gelowiges wysheid is dwaasheid vir die wêreld. Hulle dink ons het dit verloor. Hulle dink ons is geklik. Maar as ons na die wêreld se wysheid kyk, dan lyk dit nie vir ons of dit werk nie. En dan besef ons die dwaasheid en die sotheid daarvan. 'n Wêreld vol selfsug, 'n wêreld vol selfbelang, 'n wêreld waar alles net om diself draai, 'n wêreld waar mense op mekaar trap om bo uit te kom, 'n wêreld waar sukses anders gemeet word as in die wêreld. Here, mag U die wysheid die wysheid van wêreldleiers word, sodat hierdie wêreld al meer soos U wêreld sal lyk. Soos in die hemel, so op die aarde. Here, nou bid ons vir ons leiers. Ons bid vir ons leiers in hierdie gemeenskap, hierdie Uitbosdorp omgewing, hierdie deel van ons land. Ons bid vir ons leiers die wêreld oor. Here, getuig of oortuig hulle deur U Heilige Gees van die wysheid wat in U is en U te vind. Maak hulle oë oop en hulle ore en hulle harte, sodat hulle U wysheid sal ken. Gee dat hulle almal, voordat hulle lei, eersvolgers van U sal wees. Here, ek bid vir elkeen wat vanoggend in hierdie pragtige kapel sit, U gestuurdes, draers van U wysheid in 'n wêreld vol wêrelddwaasheid. Here, wees met hulle en seën hulle. Amen. Amen. Ek weet nie hoe werk julle offergawe nou, as hulle uitgaan of hoe? Ons gaan na plaas Johannes betal. Okay, dis reg. Ek weet nie hoe werk nie, vir my help Johannes. En dan gaan ons soek vir God jou sterkte. Gaan ons so nou nie. ja. Of wil julle Nee, as dit klaar is. as dit klaar is. Ons gaan dit dan doen as jy saam met nie. Okay. Net soos jy dit wil hê. Ek het nog nie gereël nie. Mooi man. Dis nou eerlikheid, nee. Okay. Wat sê? Dit is nommer 39. 39. 39. In die blou boek die hele tyd. So is maar altyd die verse. Allemaal wat kan voor
en Daar woorde is 'n bietjie anders as ons in. ja, maar die melody was daar. Hy's daar. Ek gaan die seën oor julle uitspreek. Wil julle die amen sing na die tyd, so julle reg vol? Ja. Okay, ons doen dit. Mag jou Christelike karakter bly groei deur die Gees van God wat in jou woon. Mag jy 'n vredemaker wees. Mag jy 'n draer wees van hoop. Mag jy onbevreesd opstaan vir wat reg is. Mag jy maklik vergewe omdat jy vergewe is. Yes. Mag jy geduld hê met hulle wat swakker is. Mag God deur sy Heilige Gees hierdie bedes in jou waar maak. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly van nou af en tot in ewigheid. Amen. Amen. Lekker was dit. Amen. So lekker intiem en ons het die kerkie vol gesing. Mooi geklink. Verskillende Julle vers. moet 'n baie mooi week hê en julle self oppas. Kyk, want Janus, daar's nou een van hulle iets wat gebeur het. Ja, ek wil net gou 'n bietjie sing. Wel is Van ons. meer as welkom. En dan dankie Dominee. Ja, Dankie vir hulle. Ja. As dit 'n gewone kerk was, sou ons nog ander gehelp het, maar baie Ja, skielik is ons van die ander kerk. Na die tyd as ons hier klaar nou is, dan gaan ons daar na bo toe, dan gaan ons die teen koffie drink. sal lekker wees. Dis absoluut. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith
Baie So, dan Baie dankie vir die pragtige preek. winkel te stap of jy kan ry op. Okay. Hier is geen transport gereeld. Dit is bus nie. Kom ons Ja. gaan.